Ons tema vanoggend is genade en vrede vir jou. En dit kom uit 2 Korintiërs 1 vers 1 en 2. Terloops, en ons begin vanoggend met die tweede brief van Paulus aan die Korintiërs. Dis November 1973. Onder my blaaie slaan die koue, klipperige grond van Potchefstroom swaar deur my slaapsak. Die grond is bitterhard en ongemaklik as ek my op my elmboog sit. Maar vanaand dink ek nie eers oor die koue of die ongemak nie. Al wat in my gedagtes opkom, is my geliefde. Oor 3 weke raak ons verloof, borrel dit in my. Sodra ek uit hierdie militêre kamp kom, in die flikkerende liggie van die parafienlamp, trek ek my skryfblok nader. Hoe begin jy 'n liefdesbrief? Ek het nog nooit in my lewe so 'n ding geskryf nie. Op skool het hulle my geleer van sakebriewe, nie liefdesbriewe nie. My liefste, begin ek. Ons het maar so pas in Potchefstroom aangeland en ek verlang my klaar mors dood na jou. 'n Klip onder my elmboog steek pynlik, maar ek voel dit skaars. Die enigste ding in my gedagtes is die groot liefde van my lewe. En dan stort ek my hart uit, al my verlange op 'n stukkie papier. Toe was pen en papier die enigste manier van kommunikasie. In Paulus se tyd was dit egter nog erger. Geen telefone, selfone, WhatsApp of e-pos nie, selfs nie eers 'n posdiens nie. As Paulus dus sy brief aan die gemeente in Korinthe begin skryf, moet hy baie seker maak dat elke woord perfek is, want iemand sal dit persoonlik moet gaan aflewer, en dit gaan daai persoon weke se reis neem. Van Paulus dikteer hy. Hy sukkel om te sien, want sy oë is swak, en sy handskrif laat veel te wense oor. Dus moet iemand maar sy skryfwerk vir hom doen. Iemand wat mooi kan skryf. En die ontvangers moet boonop weet dat hy hierdie moeilike brief nie op eie gesag skryf nie, maar op gesag van God. Die Heilige Gees het dit op my hart gelê. 'n Apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, gaan hy dus voort. Ja, nie almal aanvaar sy apostelskap nie, maar hy is vas oortuig dat hy baie beslis wel 'n gevolmagtigde agent gesant van Jesus Christus is. Het Jesus hom dan nie persoonlik aangestel daar op die pad na Damaskus nie? Daar het hy alreeds die opdrag van Jesus ontvang om te doen wat hy vandag doen. Nee. Hy is nie deur 'n mens aangestel nie, maar deur God self. Boonop skryf hy daarom ook nie hierdie brief op sy eie nie. Timoteus lewer ook sy insette. Liewe ou Timoteus, wat sal hy tog sonder hom doen? Elke keer as hy iewers 'n probleem is, kan hy maar net op die jong man se knoppie druk om te gaan regmaak. Eendag gaan hy nog vir Timoteus aanstel as 'n leraar iewers in 'n gemeente. Ja, Timoteus, hy was saam met hom toe hulle die gemeente in Korinthe gestig het. Daai mannetjie het hard gewerk daar in Korinthe. Dalk sal dit nie 'n slegte idee wees om vir Timoteus te stuur om hierdie persoonlike brief te gaan aflewer nie. Dan kan hy mos sommer ook dinge weer 'n bietjie gaan regryk, waar dit nou besig is om heeltemal skeef te loop. Wat van Titus? Dalk Titus, ja.
Hy is miskien eerder die regte een om die brief te gaan aflewer. Skryf daar, en van die broer Timoteus, beduie Paulus vir sy sekretaris, aan die gemeente van God in Korinthe, dikteer hy voort, as die sekretaris hom in afwagting aankyk. Inderdaad is en bly dit God se gemeente, al is daar so baie probleme, alhoewel dit soms amper wil lyk asof hierdie gemeente glad nie aan die Here behoort nie. God het egter 'n wonderlike doel met hulle, en keer op keer moet Paulus maar net weer eens sien hoe dat die Here voorsien en hoe dat hy hulle weer en weer optel, elke keer wanneer hulle geval het. Maar belangriker nog is die feit dat hierdie gemeente met al hulle gebreke afgesonder is vir God. Hulle is almal heiliges, toegewy aan die Here. Is dit nie uiteraard maar wat die kerk is nie? Hoe groot is God se genade nie? As dit bloot menslik was, sou die gemeente al hoeke uitmekaar geval het. Maar deur God se groot genade het hulle behoue gebly, en dit lyk amper asof hulle darm nou weer op die regte pad is, in die regte rigting. Paulus onthou skielik van al sy ander gemeentes rondom Korinthe. Skryf daarby, en aan almal wat aan die Here behoort in die hele Agaïe. Ja, almal moet hierdie brief lees, nie maar net hierdie enkele gemeente nie. Die ander gemeentes moet ook kennis neem, want dit is mos nie hy, Paulus, wat die brief skryf nie. Hy skryf dit mos in opdrag van God, van die Heilige Gees, wat hierdie gedagtes op sy hart lê. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Inderdaad, genade. Vir die Grieke is dit genade en vrede vir die Jode. So begin hierdie tydlose brief, wat vandag nog steeds vir elke gemeente uiters relevant is, nie net die van Korinthe nie. Omdat dit deur die Heilige Gees geïnspireer is die brief persoonlik aan my en aan jou ook gerig, en ons moet ter harte neem wat Paulus skryf. As hy dus vir my en jou vanoggend genade en vrede toebid, dan beteken dit dat ons dit maar ons eie kan maak. Mag hierdie wonderlike genade van die Here en die vrede wat alle verstand te bowe gaan vandag joune wees. En mag jy dit baie duidelik ondervind elke oomblik van die dag. Amen. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie wonderlike brief en dat dit vir my persoonlik bedoel is. Amen.